Right, so die wêreld is die mekaar en die tye is rof en die pryse is nie waar hulle moet wees nie. So, hoe hou jy jou boerdery winsgewend? Dalk is dit tyd om by VS Agri 'n draai te maak. Ek praat hier met Jannie. Hy gaan my meer vertel hoekom doen hy met VS Agri besigheid? Wat presies het hulle tot sy boerdery ware toegevoeg en hoekom bly hy met hulle besigheid doen? Ons luister. Jannie, hoe gaan dit? Dankie jy, Nee, wat? Doodstil. Dinge hardloop. Okay, jy is hierso in die Vrede area. Gee my gou so vinnige oorsig. Hoe lyk jou boerdery opset? Watse verskillende fasette het jy? Wat doen julle alles? Tjoepie, ons maar saaiery, mielies en sojas en dan my broer kyk na die veegedeelte, die beeste en die skape. Dit is net maar dit. So ordentlike gemengde boerdery. Ja. Nou, sê gou vir my, as jy nou moet gaan kyk binne in julle boerdery homself, wat sou jy sê wanneer julle met iemand besigheid doen, wat is julle grootste behoefte of wat is daai een groot filter wat julle het, as ek dit so kan stel? Tjoepie, maar kliëntediens sal ek sê is 'n baie groot gedeelte en dan as ek kan wins maak op die einde van die prys ook, maar vir die prys reg is dan die prys reg. Jy weet, daai is baie belangrik, nê? Nee. Nou okay. So sê gou vir my, hoe lank doen jy dan nou met VS Agri besigheid? Seker so 8 jaar wat ek sê. Okay, so dis nou al 'n redelike entjie wat jy saam met hulle kom. Wat was daai tyd jou oorweging? Hoekom het jy besluit, luister hierso, hierdie lyk na 'n company wat ek 'n kans kan gee? Hoekom ons oorgaan het, daai tyd is maar oor VS, die groeiersgroep wat almal dieselfde pryse kry. Ja. So daar was nie eintlik 'n ander maatskappy wat daai pryse kon bied daai tyd nie. Dit was die beste pryse wat ons kon kry. Ek het dieselfde pryse gekry as wat 'n groot boer gekry het. So dit. En vandag nog dieselfde besigheid. Ja, presies. So wat hulle eintlik doen is hulle pool half die resources en dan beding hulle namens die boer vir beter pryse maar dit word dan nie pro rata deurgegee aan hoe groot jy is nie, dit word deur die hele groep basies dieselfde deurgegee, is ek reg? Ja, die hele groep kry almal presies dieselfde prys en as iemand 'n beter prys ergens anders kan kry, moet hy dit tafel toe opbring. So dan moet hy vir die hele groep ook nou maar aankoop. Jy sien, so dis 'n ding wat actually kan help dat jy winsgewend is, maar okay, nou. Jy het gesê kliëntediens ook nou, want pryse is net een gedeelte van hierdie pakkie. Hoe lyk die kennis en daai goeders wat binne in VS Agri sit, as dit kom byvoorbeeld by gewasbestuur, jou gewasvoeding en al daai tipe van goeders? Tjoepie, oom Hein hulle gee my baie goeie raad. Ek het nou al 'n paar keer al gestry met hulle en was verkeerd geweest. So hulle gee my goeie raad. Jy weet, wat jy gestry het, was jy daarom te verkeerd Ja, ek geweest. was verkeerd Jy moes net nie geweest, reg geweest het, dit sou nie gewerk het Ja, nie. hulle gee my baie goeie raad also. So wat sê jy nou sê is een van daai stukkies goeie raad wat jy nou al gekry het langs die pad wat regtig 'n daadwerklike verskil in jou boerdery gemaak het? Nee, om aan te gaan met die gas. Partytyd het ek al dan gedink om weg te gaan vir die gas. Hulle Ja. het my ongepraat maar te bly by die gas en ek moet sê die gas werk. Ek kan sien die NH3 werk. Hoekom werk hy vir jou? Ek kan sien die oeste lyk beter veral in 'n jaar soos vanjaar wat dit nou aan die begin nat was. Ja, hy het klomp reën gehad het Baie mekaar. nat. Daar's niks wat geloog het nie. Die gas loog nie regtig nie. En dan in my boerdery praktyk waar ek alles in die winter insit en niks net plant Ja. nie. So jy hardloop om sommer alles in die winter in. Ja, ek sit alles in die winter in. My gas en my kunsmis en met plant dan sit ek net saad neer. En ek weet nou, dit help seker baie as dit kom by jou, want jou tyd om te plant, en ek weet hier by julle reën het mos nou daai tyd lekker aan mekaar, nê? Jou tyd om te plant is so kort en dit help seker net dat jy kan net stoot met die planters. Dit help baie en op die hoeveelheid trekkers wat ek met planters en hoeveelheid trekkers wat ek nodig het. Ja. Ek het minder trekkers en minder planters dan ook nodig. Want gepraat daarvan, nê. Ek meen, ons het nou daar gestaan en praat by 'n ander boer. Jy weet, ons sit van COVID tyd af tot nou toe, nee, jou mekanisasie komponent op jou boerdery is al meer as 100% op van daai tyd af. Nee. Ek meen, en so jy moet slimmer boer. So wat jy vir my wil sê is die gas het actually gemaak dat jy jou mekanisasie komponent nie hoef te vergroot om binne die plantvenster te kan bly nie. Ja. Daar was nie nodig om
6 planters en 6 groot trekkers te koop nie. Ek kon aangaan met wat ek gehad het. Jy sien, so daar's altyd actually 'n plan om te maak langs die pad. Ja, Jy moet net bietjie mooi gaan kyk. ja, vir my werk het ek sal nie sê dit werk vir almal nie, vir my werk het. Ander dienste en goederes wat hulle lewer, as jy nou gaan kyk na jou byvoorbeeld sê nou maar die chemiese dienste, of ek weet hulle het versekeringsprodukte ook. Ek meen daar's 'n baie verskillende klomp goederes wat hulle probeer om na die party toe te bring spesifiek vir die boer. Ja, die diesel, die versekering, gas, kunsmis, ek kan nie kla oor enige een van daai dienste wat hulle lewer nie. Sou jy sê die dag toe jy met hulle begin besigheid doen het jou boerdery begin vooruitgaan? Ek sê nie sê my boerdery het vooruit gegaan nie, maar ek kan nie sien hoe die ander ouens nog aangaan nie. Kom ons stel dit so, dit voel vir my deesdae, nê? Of jy net moet harder water trap as die ou langs jou, nê? Ja, Die ding is jy's nog steeds hierso. Ek is daarom nog, ek weet nie vir hoe lank nie, maar hoe sê my pa multimiljonair gemaak, hy was 'n biljoenêr. Luister hier op daai punt, nê? Ons sit in uitdagende tye, regtig. Nee, as jy gaan kyk na die kommoditeitspryse waar ons sit huidiglik, ek meen hulle sê vir ons ja, boer beter en ons boer beter en ons maak meer mielies en nou is die prys swakker ook nog. En dis nie net ons nie, dis Amerika, dis 'n internasionale verskynsel. As jy nou vir ouens met raad gee en miskien soek jy nog self na die raad, maar wat dink jy waarop moet ons fokus going forward? Ek sal sê, ek weet nie, doen wat jy moet doen op die regte tyd. As jy moet plant, moenie wag vir toestande wat 100% gaan wees of so iets nie, jy sal dit nooit kry nie. Doen maar net wat jy moet doen op die regte tyd. So weer eens daai ding in boerdery, doen wat gedoen moet word wanneer dit gedoen moet word. Ja, moenie wag nie. En ek neem aan kry jy regte vernoot, nê? Ja, kry die regte mense wat jou kan help daarso. Uitstekend. Jannie, dankie baie. Dankie. Right, dit is Jannie hierso van die Vrede area af. Okay, right. So hy sê, doen wat gedoen moet word wanneer dit gedoen moet word met die regte mense rondom jou. Kom met VS Agri in kontak. Dis hier van Farm Spice af. Tot volgende keer. Groete.